nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook die klokkie, sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. En kyk gerus ook na die titels hieronder op die winkel wat te koop is, en dankie aan almal wat ons tot dusver ondersteun het en gereeld bestellings vir van ons boeke plaas. Nou ja, vanaand se onderwerp is die Afrikaner barbaar. Piet Kroukamp se nuwe teorie. En dit is iets wat ek raak gesien het op 'n rapport. Daar was so effens 'n polemiek tussen tussen Dani Goosen en Piet Kroukamp, want Piet Kroukamp het, jy weet, ek kan nie verstaan hoekom Piet Kroukamp soveel aandag in die hoofstroom media geniet nie, want hy is nie baie slim nie, hy is nie rarig, ek weet nie, jy weet hy, wel sy aantrekstyl, dink ek, laat veel te wense oor, en mense kritiseer hom ook geweldig daarvoor. Ek dink hulle verwys soms dat hy 'n bietjie na seerower lyk. Maar nou ja, daar was so, hy het 'n artikel in 'n rapport gehad wat ek nie gelees het nie, ek stel nie belang om sy skryfsels te lees nie, alhoewel dit aan ons opgedring word, weekliks of selfs daagliks. Maar toe Dani Goosen nou daarop antwoord, het ek so 'n bietjie teruggaan en dit ook, want ek moes nou sien waaroor dit gaan. Want Dani Goosen verdedig toe eintlik Akademia teen Piet Kroukamp. Want Dani Goosen, professor Dani Goosen, wie se boek ons ook uitgegee het, die nihilisme, kyk daarna hier onder in die winkel, jy kan dit daar kry, daar's effens 'n afslag vir promosie op die boek wat ons aanbied tans. Hy het toe kapsie gemaak daarteen dat Piet Kroukamp eintlik bewering maak dat iemand wat by 'n Afrikaanse universiteit studeer, maak hom nie gereed vir die, noem dit nou maar, die multikulturele samelewing nie. Met ander woorde, as jy in 'n enige ander taal behalwe Engels studeer, of as jy nou in Frans of Japanees of Duits of Russies of wat ook al sou studeer, dan berei dit jou nie voor op die multikulturele samelewing nie, en daarom is dit 'n gebrekkige opvoeding. Nou, Dani Goosen het toe daarop kommentaar gelewer deur te sê dat eintlik hierdie soort ding wat Piet Kroukamp bepleit, word deesdae eintlik gebruik. Dis 'n ideologie wat ook gebruik word om sensuur op mense toe te pas en om ander mense te vervolg. Presies wat Piet Kroukamp natuurlik doen. Ek dink ons het al voorheen gewys daarop dat hy mense probeer kanselleer of vervolg of wat ook al. Ja, hier is nou op die skerm, sit ek sommer net gou die foto's van Dani Goosen links en Piet Kroukamp regs aan die regterkant. En, maar iets wat my toe ook verder opgeval het, aangaande Piet Kroukamp se stuk daar. Trouwens, ek het ook so 'n bietjie kommentaar daarop gelewer op Facebook, en ek het dit ook op my Substack geplaas. Ek sal hier onder in die beskrywing ook die skakel na my artikel op Substack toe plaas. Ek kan nou dit vir julle wys hoe dit lyk. Ek sal sommer net gou dit hier op die skerm plaas. Kom ons kyk gou. Ja. Daar so is hy. Piet Kroukamp en Dani Goosen in rapport is die titel daarvan. Ek sal die skakel hier onder op die beskrywing van hierdie video plaas. Daar kan jy 'n bietjie verder daaroor gaan lees. Maar ek kyk nou 'n bietjie na 'n ander aspek hierso, alhoewel ek verwys ook. Ek sal nou iets sê ook na 'n ander figuur waarna ek verwys in my artikel. Maar die eintlike punt van hierdie video is dat Piet Kroukamp sien die Afrikaner as dit ware as 'n soort barbaar, want hy sê dat ons eintlik pre-modern in ons uitkyk is, en dat hierdie soort hierdie soort bestel wat in 1994 op ons afgelaai is,
dit verteenwoordig dan die moderne, noem hy dit, of die modernisme. Nou, al hierdie tipe terme soos premodern en modern is natuurlik gelade terme wat al, dis al snyf getrap in die filosofie, in die argitektuur, in die kuns, in die wat ook al. Jy weet, ek het soort van ek noem dit ook aan my artikel, ek het so op my verstand gekry in die tydvak van die modernisme. En jy weet, ek het omtrent alles gelees wat hierdie postmoderne skrywers nou daaroor te sê gehad het. En ek het baie van hulle ontmoet ook. Ek het, jy weet, al die beroemde Franse filosofe wat daaroor geskryf het en wat toe ook die Amerikaanse kampusse as het ware stormende hand verower het. Jy weet, so 20-30 jaar het dit gewoed, die hele debat rondom postmodernisme en hoe dit te onderskei is van modernisme. Maar die eintlike punt is dat modernisme in ons land veral het eintlik totaal en al misluk, want ons het 'n moderne land gehad met moderne argitektuur. Maar as mense in Johannesburg, wat die grootste stad is eintlik 'n voorbeeld van moderne argitektuur. Want hulle het eintlik al die ou, meer soort neoklassieke geboue, alhoewel daar is nog 'n paar van hulle oor in die middestad van Johannesburg, het hulle afgebreek en hulle het hierdie moderne wolkekrabbers en dinge gebou. Maar vandag is daardie stad eintlik 'n ruïne van wat dit was. En dit is 'n soort moderne ruïne. En ek was nou die dag ook in Pretoria, want daar is soveel hofsaake en gemors waarmee ek tans betrokke is, dat ek nou almekaar na howe toe moet ry en wat ook al, en toe op pad na die hof toe in Pretoria toe terloops, ek poog tans om hier 'n reservebank ook te dagvaar. Ek hoop maar net alles gaan goed daarmee. Toe ry ek verby, soos voorheen al male sonder taal, verby die Schubert Park gebou. En dit is nou natuurlik hierso op die voorblad van my artikel op Substack. Ek sal sommer net daarop klik. Daarso sien u nou 'n foto wat ek gebruik het van Schubert Park in Pretoria. Dis eenvoudig net ongelooflik. Hierdie, ek dink daar is 'n stuk of 5 geboue wat in die ou bedeling gebou is, wat behuising vir laer middelklas mense was en wat pragtig ontwerp is en moderne argitektuur. En dit het verval onder die ANC tot mirasies. Daar's nie meer vensters of deure in hierdie gebou nie. Blykbaar, ek het so skrams aanlyn gesien, gaan hulle dit nou weer poog om dit te herstel, om wat ook al. Maar ek glo nie hulle gaan dit regkry om dit te herstel nie. Ek dink daardie geboue is eintlik dan 'n soort monument aan die mislukking van modernisme of die moderne onder die ANC, net soos die res van Johannesburg. Maar om die Afrikaner, ek dink as Piet Kroukamp dis hierdie term premodern gebruik, wat nou eintlik van toepassing is op sogenaamd primitiewe mense wat nie oor tegnologie of kennis of wetenskap beskik het nie. Ons is nou premodern en die ANC het ons modern gemaak, maar dit is eintlik die teenoorgestelde wat gebeur het, is dat ons was modern, maar die ANC het ons nou 'n soort, ek weet nie, in 'n soort katastrofiese wêreld of 'n rampwêreld ingelei. Trouwens, en dit kom nou terug, ek noem ook in my artikel op Substack, wat jy nou gerus kan lees, by die skakel hieronder in die beskrywing. Ek verwys ook na iemand wat nou 'n soort van 'n postmoderne regse denker was. Sy naam is Guillaume Faye, en hierdie is sy boek wat een van sy baie boeke wat hy geskryf het, en hierdie was die Engelse vertaling, want ek het sy goed nou in Frans gelees. Argeofuturisme het hy dit genoem. Nou, ek verduidelik 'n bietjie daar in my artikel op Substack.
wat hy daarmee bedoel. Dit is ook hoe hy gelyk het, Guillaume Fay. Ek het hom 2 kere ontmoet in Amerika, by konferensies, en die een konferensie is bedreig deur linkses, en hulle het die hotel gebel waar die konferensie sou plaasvind, en gedreig het hulle bomme gaan plaas by die hotel as die konferensie voortgaan. En toe is dit heeltemal gekanseleer, maar ek en hy en 'n paar ander mense wat by hierdie konferensie sou praat, ek dink dit was daar in Charlotte, Noord-Carolina. Is 'n tamelike groot stad daar in Noord-Carolina. Byvoorbeeld, daar's ook sulke wolkekrabber geboue wat nou nie so vervalle is soos die in ons land nie. En daar het ek hom ontmoet en 'n ander keer ook, en hy, ja, baie interessante man, soos baie van hierdie Franse denkers, en hy het my ook baie uitgevra oor Suid-Afrika en so meer. Ek het hom in Swede ook gesien by 'n ander konferensie. So eintlik het ek hom al 3 keer, ek het hom 3 keer ontmoet, maar ongelukkig is hy nou oorlede. Maar die punt is, hy praat van hierdie rampspoedige wêreld, en op hierdie voorblad van die boek ook staan daar natuurlik iets van die postkatastrofale wêreld. En ek dink die 94 tot nou bestel kan ons dan tipeer as 'n soort katastrofe, 'n ramp wat ons getref het. En ons smag na iets, 'n uitweg uit hierdie katastrofale wêreld, uit die katastrofiese wêreld, uit die rampwêreld. En volgens Guillaume Fay lê dit in argeofuturisme. Nou ek het dit ook genoem op Facebook iets hiervan, en die een dame op Facebook het gesê, ja maar, jy weet, sy dink sy stem daarmee saam, maar ek gebruik te groot woorde of iets nou, jy weet, dit is nie eintlik vreeslike groot woorde nie, want ons weet wat futurisme is, goeters wat met die toekoms te maak het, en argeus is 'n archetype, of wat ek al dit beteken, maar en soos in die woord argaïs, het dit iets met die verlede te maak. So, dis 'n kombinasie van die verlede en die toekoms. En wat hy daarmee bedoel is dat ons moet teruggaan na ons wortels toe, en ook na ons etniese en kulturele wortels, en ons volkse wortels. En terwyl ons dit doen, terwyl ons tradisie omhels, en die verlede, en ons identiteit, ons oeridentiteit amper, jy weet, ons identiteit, veral wat die Afrikaner betref, sy identiteit as Afrikaner. Terwyl ons dit doen, moet ons ook terselfdertyd die toekoms in die vorm van tegnologie en hierdie geweldige vaart waarmee tegnologie en wetenskap vandag in die wêreld ontwikkel. En dit gaan vir ons vryheid bring. En dis my baie interessante idee, en ek het dit ook al op baie verskillende maniere op hierdie kanaal verwoord, dat ons moet uitsien na die wêreld van robotte en wat ook al, wat reeds aan die gang is, en die kunsmatige intelligensie en alles wat daarmee saamhang. As 'n mens kyk na hoe Afrikaans tans ontwikkel, danksy tegnologie, danksy die internet, danksy kunsmatige intelligensie, 'n paar duisend Afrikaners gaan nou meer in Afrikaans kan produseer, as wat sê maar 3 miljoen Afrikaners in die verlede kon doen, juis vanweë al hierdie tegnologiese hulpmiddele waaroor ons beskik. En ons kan ook ons hele geskiedenis in ons, kan ons herinterpreteer, herskryf, danksy ook hierdie tegnologiese hulpmiddels waaroor ons vandag beskik. Dus ek dink Fay se argeofuturisme is vir my 'n baie optimistiese filosofie wat die toekoms betref. En dit gaan ons bevry van die ramp van die 94 oorname. En mense soos Piet Kroukamp, ek sal nou nie verder veel daaroor sê nie, maar jy kan gaan lees wat ek skryf daar op Substack. Hulle verstaan eintlik glad nie hierdie begrippe nie.
jy weet, soos modern en wat ook al nie. Ek dink nie Piet Kroukamp het 'n benul daarvan nie. Hy het ook nie 'n benul, hy soort van dekades. Jy weet, dit is eintlik, ek sê daar, hy het eintlik die soort van kennis van 'n matriekseun. Jy weet, ek het waarskynlik meer 'n matriek geweet as wat Piet Kroukamp vandag weet. Jy weet, hy kyk na die wêreld in sulke klisjées en stereotype terme en dan, jy weet, 'n woord soos modern, ja, ons is modern, jy weet dit wat vir hom nou een of ander positiewe konnotasie het, soos moderne meubels of wat ook al, jy weet. Nee, dit gaan baie dieper as dit en daar is 'n geweldige klomp dinge daaroor geskryf en gesê en gedebatteer en ek verwys hier en daar na Franse en Duitse filosofe en so, wat dit betref waarvan hy geen benul het nie. Maar die uiteinde is, ons moet konsentreer daarop, ja, dis baie belangrik, ons moet konsentreer daarop om die terugkeer na ons etniese identiteit. Dit is 'n verskriklike belangrike element in hierdie soort stroomversnelling van tegnologie waarin ons tans verkeer. En ek dink as ons dit doen, sal dit eintlik baie goed met ons gaan en ek dink die wiel het gedraai. Jy weet, die geskiedenis is so half nou weer aan ons kant, waar dit in die verlede, jy weet, het ons soort van die naderdraai van kommunisme en die naderdraai van die hippie gemors in Amerika. Jy weet, die dwelms en alles wat daarmee saamhang. Ons het dit beleef, wat deel was van hierdie soort rampspoedige tydvak in ons geskiedenis. Maar tans is daar 'n hernuwing aan die kom en ek dink ons kan werklik uitsien na wat in die toekoms, sowel in die nabye toekoms as die verre toekoms gaan gebeur. Dit maak my baie optimisties. Al hierdie jy weet, ja, nuttige idees en eintlik kreatiewe en skepende opvattings waarmee ons na die wêreld kan kyk. En dis geweldig belangrik dat ons onsself ook gedurig moet opvoed, ook van via 'n kanaal soos hierdie en via die internet en YouTube en wat ook al. Ek sien op YouTube kan 'n mens nou deesdae selfs kursusse en goed aanbied vir jou vriende of wat ook al. Ek dink sodra ek nou so 'n bietjie oor hierdie gemors in my lewe is met al die hofsaake en so meer, wil ek ook begin om dalk, jy weet, een of ander klein kursus, 'n gratis kursus of iets aan te bied, waar ons net so bietjie, sê maar, die hele 20ste eeu kan vat, ons eie geskiedenis, en daarmee saam die geskiedenis, die intellektuele geskiedenis van die Weste, en dat ons die twee punte so by mekaar kan bring, en dan sal mense baie beter verstaan, nommer 1, hoe ons hier uitgekom het, en nommer 2, natuurlik, waarna ons kan uitsien in die toekoms, en hoekom ek dink, dat dinge vanaf aan vir ons net beter sal gaan, en dat die Kaap binnekort Holland sal wees, soos die spreekwoord lui. Nou ja, as jy tot hier gekyk het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, kyk na ons boeke, ook na die nihilisme deur Dani Goosen, en dan volgende keer, dan maak ons weer so, tot volgende keer, totsiens.